Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend lees ek uit Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot 22 en dan lees ons saam uit Kolossense 1 waarmee ons besig is en ons lees vers 23 tot 25. Efesiërs 2. Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word. Al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed en saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Dan Kolossense 1 vanaf vers 21. Ook julle was voorheen van hom vervreem. Ja, vyandig gesind teenoor hom op grond van julle slegte dade. Maar nou het hy julle uit die menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel, mits julle in die geloof bly, stewig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het, en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Geliefdes, ons sien hier dat Paulus wil hê dat die lesers, daarom ook jy en ek, moet weet dat die opperverlosser ook 'n persoonlike verlosser is. In verse 15 tot 20 van Kolossense 1 het Paulus sy lesers na die, kom ons noem dit stratosfeer van die Bybelse waarheid geneem. Ja, daar in die buitenste kringe. Hy het as 'n ware die sluier teruggetrek en ons 'n blik gegee op die heerlikheid en die majesteit van Christus. Maar nou kom Paulus en hy wil nie hê dat die lesers hulle self bloot as toeskouers of toeskouers moet beskou nie. Dit is nie net dat jy en ek toeskouers is van Christus se heerlikheid nie, maar ons het self deelgenote daarvan geword. Ons het deel aan die heerlikheid van Christus. Dieselfde Christus deur wie God begin het om alle dinge met homself te versoen, kom sê Paulus, het julle ook met homself versoen. Ons sal die verskywing van Paulus se taalgebruik sien, waar Paulus in verse
15 tot 20 in die derde persoon gepraat het. Hulle praat hy hier in verse 21 tot 23 nou in die tweede persoon. En hy kom sê, jy wat eens vervreemd en vyhandig van verstand was, jy wat bose dade gedoen het, vir jou het hy nou versoen. Ons is nie meer God se vyande nie, maar in Christus is ons sy vriende gemaak. Daar is inderdaad so groot krag in die bloed van Christus, groot krag om die vyandskap tussen ons en God uit die weg te ruim. En dit is wat Christus vir jou en my aan die kruis bereik het. Dit is die uiteindelike gevolg. Efesiërs 2 vers 13, maar nou, in Christus Jesus, het julle wat destyds ver weg was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Wat 'n wonder. Wat 'n wonder het daar op Golgotha gebeur, omdat dit deel was van God se ewige raadsplan. Kom ons dink na oor die wonder van die kruis en oor wat dit beteken om 'n vriend van God te wees. En kom ons bid dan vir die genade om as sodanig te lewe as vriend van God. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God en ewige Vader, Here, wanneer ons vanoggend byeen is, dink ons oor die kruis op Golgotha. En ons dink aan die wonder van daardie dag. Die wonder dat daar versoening gekom het, die wonder dat Here Jesus ons u vriend genoem het en nie meer 'n slaaf nie. Dankie daarvoor, dankie vir daardie genade. Here, ons moet vanoggend kom bely dat ons so dikwels nie so leef nie, nie leef asof u ons vriend is nie en asof ons u vriend is nie. Kom lei ons daarin, kom gee o Heilige Gees aan ons die insig om in hierdie genade te kan lewe. Dankie vir genade op genade op genade. In Jesus naam. Amen. Vanoggend sing ons saam uit Psalm 57:2 en ons sing verse 3 tot 6.
geliefdes, vir môreoggend, nee, verskoon tog woensdagoggend, ons gaan môreoggend nie hier wees nie. Vir woensdagoggend lees ons Sefanja 3, vers 14 tot 20, en dan lees ons weer Kolossense 1, vers 21 tot 23. Gaan lees gerus Sefanja 3, ons gaan fokus op vers 14 tot 20, en dan weer Kolossense 1, vers 21 tot 23. Aan elkeen 'n geseënde dag, tot ons mekaar woensdagoggend weer sien.